Hartlike goeiemôre vriende. Ons eer die Here vir nog 'n nuwe dag wat hy ons gegee het en is die gebed van my hart dat die Here vir ons dan deur sy gees sal opbou in die allerheiligste geloof en is vir my ook 'n voorreg om vanmôre aan te gaan met die kort reeksie wat handel oor toetse om vas te stel of dit wel is met my siel. Nou u sal onthou ons het so 2 dae gelede met u begin praat oor hierdie gedagte vanuit 1 Johannes 5 vers 13 waar staan dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Ek het vir u gesê dat die boek 1 Johannes 'n baie besondere boek in die Bybel is, juis omdat dit soveel toetse vir ons gee om vas te stel of dit wel is met my siel. U sal onthou dat ek vir u gesê dat daar baie mense is wat vandag sê ek het sekerheid van saligheid en daar's 'n oorgawe wat ek in my lewe gemaak het, maar daar's geen vrug in hulle lewe nie. En dis mense wat met valse sekerheid sit. En dan's daar mense wat baie keer twyfel, behoort hulle aan die Here al dan nie. Maar die vrug in hulle lewe is duidelik sigbaar en is vir hierdie mense wat ek in hierdie môre ook die boodskap hier bring om te sê daar is hierdie kosbare genade wat die Here vir ons wil gee om hierdie sekerheid al hoe vaster te maak in ons siele. Somstyds kom daar twyfel, maar deur God se woord kan ons hierdie twyfel tot rus te bring en kan ons verbly in sy verlossing wat hy geskenk het. Jy sal onthou, die eerste 4 gedagtes was gewees, die toetse wat ons dan kan doen om te kyk of dit wel is met my siel vanuit die boek 1 Johannes, is die eerste gedagte, wandel jy nou in die lig? Is jy gehoorsaam aan God se woord? Is daar 'n diep gewortelde haat vir sonde? En is daar 'n liefde vir Jesus Christus en 'n wederkomsverwagting? Ek het vir u gesê, hierdie dinge sal nooit volkome en volmaak in ons lewens wees nie, maar dis duidelike eienskappe dat ons nuut gemaak is in die Here Jesus Christus. Die volgende 2 gedagtes wat ons vanmôre met mekaar gaan hanteer onder die tema van toetse, om te kyk of dit wel is met my siel. Die volgende gedagte, sien jy 'n afwaartse neiging in die doen van sonde in jou lewe? Hoor gou wat sê 1 Johannes 3 vers 4. Elkeen wat die sonde doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. En julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem en geen sonde is in hom nie. Elkeen wat in hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het hom nie gesien nie en hom nie geken nie. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. Nou, as ons hierdie gedeelte bestudeer, vriende, dan sien ons baie duidelik dat elkeen wat in Christus bly, sondig nie. En nou is die vraag maar, moet ek sondeloos wees om sekerheid van saligheid te hê? En dit is glad nie wat die Bybel sê nie. Hierdie woorde in die oorspronklike taal beteken eenvoudig dat elkeen wat aan die Here Jesus Christus behoort, bly nie in 'n patroon van sonde lewe nie. Elkeen wat sondig het hom nie gesien nie. Met ander woorde, elkeen wat in 'n patroon van sonde bly lewe, het Christus nie gesien nie en ken hom nie. So met ander woorde, wanneer ons sekerheid wil hê of ons aan die Here behoort of nie, kyk of daar 'n afwaartse neiging in die doen van sonde is. Met ander woorde, kyk na jou lewe, kyk of daar 'n vernuwing in jou lewe plaasvind. En dan kom die Bybel baie duidelik in Johannes 1 vers 11. Daar staan, geliefde, moenie navolg wat kwaad is nie, maar wat goed is. Hy wat goed doen, is uit God. Maar hy wat kwaad doen, het God nie gesien nie. Weereens die gedagte van, as daar 'n patroon van sonde in my lewe is, waar ek poog om mense te na te kom, waar ek poog om die wêreld met sy begeerlikhede lief te hê en te omhels, en daar is in my hart geen hartseer en geen berou oor hierdie dinge nie, dan moet daar ernstige rooi ligte vir my opgaan. Maar as ek kan terugkyk oor my lewe en sê, weet jy, ek het Christus gevind, en daar is heeltyd hierdie afwaartse neiging in my lewe in die doen van sonde, daar is 'n groter haat vir hierdie dinge van die wêreld, dan is dit 'n duidelike teken dat ek aan die Here Jesus behoort. Ons lees daar in die Bybel waar die Here vir ons skryf, hy wat die sonde doen is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie lief het nie. Met ander woorde, baie duidelik die gedagte, dat die Seun van die mens verskyn het, om dan ook die werke van die duiwel in my lewe te verbreek. Daarom is daar 'n afwaartse neiging in die doen van sonde in jou lewe, en as jy vanmôre kan sê met sekerheid, kan ek dit sien. Dis nog nie waar dit moet wees nie, dis nog nie volmaak nie, nog nie volkome nie.
dan is u verseker op daardie pad wat Christus u geplaas het deur sy Gees, en die begeerte bly, sodat ek hom kan ken, en in die krag van sy opstanding kan leef. Die volgende gedagte wat ons vanmôre gaan hanteer onder die tema van toetse, of dit wel is met my siel. Het jy ander kinders van die Here opofferend lief? Het jy ander kinders van die Here opofferend lief? 1 Johannes 3 vers 14. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broeder haat is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het, en sy broeder sien gebrek ly, en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Nou vriende, dis 'n baie belangrike toets, of dit wel is met my siel. Ons kan nie sê ons het God lief, maar ons haat ons broeder nie. Ons kan nie sê ons het God lief, maar ons sien ander wat ook aan die Here behoort, en daar is behoefte in hulle lewe, en ons spreek dit nie aan nie. U sien, 'n liefde wat vertikaal is en horisontaal is 'n liefde wat God in my hart uitgestort het. Ek kan nie sê ek het 'n vertikale liefde, maar daar's geen horisontale liefde nie. Ek dink dis die probleem wat ons mee sit in die dag waarin ons self bevind. Baie mense bely hulle behoort aan die Here, maar baie ander mense sien dit nie. 'n Duidelike teken van kindskap is wanneer ander in my lewe Jesus kan sien deur wat ek doen vir ander mense. Met ander woorde, Jesus self sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en my lewe te gee as 'n losprys. So 'n kind van die Here is 'n dienaar by uitstek. Dis iemand wat werklik moeite doen om in die behoefte van ander te voorsien, om werklik lief te hê met 'n opofferende liefde. En al word ek soms te nagekom, dan gee ek liefde in plaas van haat. Dan vra ek die Here, Here, deur u Gees werk in my hart 'n liefde teenoor my broeders. Daarom sê Jakobus 2 vers 14, wat baat dit my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom tog nie red nie. As daar nou 'n broeder of 'n suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir hulle liggaam nodig is nie. Wat baat dit? Net so ook, die geloof, as daar geen werke is nie, is in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy die geloof en ek het die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is. So Jakobus sê nie werke red ons nie, maar Jakobus sê dat werke 'n bewys is van ons redding. En wie is die eerste mense wat sal agterkom ons is kinders van God? My man, my vrou, my kinders, medebroers en susters in die Here, familie, vriende. En daarom wil ek by u pleit dat u werklik u hart sal ondersoek, vir u self sal afvra, is dit wel met my siel? Mag die Here ons in staat stel om hierdie kort gedagtes ter harte te neem, ons eie harte te ondersoek, en dan te lewe om hom te verheerlik. Seën vir u, mooi dagie verder, totsiens.